Goeiedag, ons is by die derde een in hierdie reeks oor vul my met Heilige Gees asseblief, Jesus. En vandag wil ons 'n bietjie gesels oor hoe het Heilige Gees gekom. Daar is verskillende terme wat gebruik word en al hierdie terme beskryf dieselfde ding, maar wanneer jy hulle saam sit en jy kyk na hulle as 'n geheel, dan vorm jy 'n prentjie van die gebeurtenis van die koms van Heilige Gees, waaroor ons laasweek gesels het met mekaar. Hoe het Heilige Gees gekom? In die eerste plek, dit was 'n uitstorting gewees. 'n Uitstorting van die Heilige Gees. En ons lees dit in Handelinge 2:33 sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit, die Heilige Gees, uitgestort. Dis wat julle nou sien en hoor. Dis die gebeurtenis in die bovertrek, toe die Heilige Gees oor almal gekom het, sê hy dit, die Heilige Gees is uitgestort. En ons moet die uitstort verstaan. Dis nie soos wanneer ek met 'n pierentjie loop met 'n koppie in huis te vol, en ek loop en daar val 'n bietjie oor die rand en nou sê ek het van jou tee gestort nie. Hierdie is kry in jou 'n koppie die prentjie van Gariepdam. En daai hele dam se water is chock-a-block vol, daar's nie spasie nie. En al daai water word oor jou uitgegiet. Dis uitgieting. Dis uitstort. Dis nie ek mors 'n bietjie nie. Dis die volheid wat oor jou uitgestort word. Jesaja 44 vers 2 tot 3 lees ons. So sê die Here, jou maker en jou vormeerder van jou moederskoot af, en jou vormeerder van jou moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob, my knegt, en Jesserin, wat ek uitgekies het, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond, en ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Jesaja profeteer hier oor die koms van die Heilige Gees. En God is hier besig om te praat. Vader praat en hy sê, ek sal my gees giet oor jou, uitstort oor jou. Met ander woorde, kry jy die prentjie van, hier kom hierdie magtige water oor jou, né? Dis Heilige Gees wat oor jou kom en op jou uitgestort word. In Jesegiel 39 vers 29 lees ons, en ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my gees oor die huis van Israel sal uitgiet, of uitgegiet het, spreek die Here. Dis 'n gooi oor, so dis iets wat van buitekant af oor jou kom. Handelinge 10 vers 45, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Ons lees in Handelinge 2 vers 16 tot 18. Maar dit is wat die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmagte sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Joël sê in die laaste dae. Nou wat beteken dit as ons sê laaste dae? Dis die tye van die einde. En ons het hierdie geloof of hierdie belydenis in ons harte, en wanneer ons na die woord van die Here kyk, dan het ons hierdie wete dat hierdie die einde is, en ons is naby aan die einde, die wederkoms van Jesus. En hy sê in die dae, met ander woorde, nie net op Pinksterdag gaan ek my gees uitstort op julle nie net op Pinksterdag nie, maar ek gaan my gees in die laaste dae ook op julle uitstort. Selfde as wat op Pinksterdag gebeur het, sal ook vir die laaste dag wees. So dit beteken van Pinkster se uitstorting, Pinksterdag self, reg deur tot waar ons nou is, stort Vader Heilige Gees oor ons uit en vul hy ons met Heilige Gees. So daar is geen suggestie in die woord dat die belofte van die Vader, met antwoorde die koms van die Heilige Gees, beperk is tot die dag van Pinkster nie. Inteendeel, dit sê die teenoorgestelde. So die volgende term is die term
val op hulle. Okay, so dis uitstort en val op hulle. Handelinge 10 vers 44 sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Cornelius, hoofman oor 100. Petrus is besig om te preek, en terwyl hy besig is om te preek, word Heilige Gees oor hulle uitgestort, en hy val op almal. Dis goed as jy met hierdie beeld kan loop om te sien hoe kom Heilige Gees en hy val op mense. So dis iets wat van buitekant af gebeur en oor jou gebeur. Handelinge 11 vers 15. En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. So in Handelinge sê Petrus, die Heilige Gees is uitgestort. In hierdie gedeelte sê hy, die Heilige Gees het op hulle geval, net soos met ons, met die uitstorting van die Heilige Gees, soos in die begin. Met ander woorde, dis presies dieselfde gebeurtenis, dis presies dieselfde ding wat beskryf word. So albei die gevalle, dui het op iets wat skielik gebeur en onverwags was. Dit was 'n bonatuurlike, goddelike ingryping. Hulle het dit nie verwag nie. Die disippels wat in die boventrek bymekaar gekom het, nie geweet wat om voor te wag nie. Al wat hulle weet is, hulle moet wag vir krag uit die hoogste uit. Hulle het nie geweet hoe dit werk nie. Al wat hulle gedoen het, hulle sê, ons vertrou Jesus, hy het vir ons gesê, gaan wag tot julle aangedoen is met krag, totdat die Heilige Gees oor julle kom. En dis al wat hulle weet. Verder het hulle niks geweet nie, tot hulle dit beleef het. Petrus praat met hierdie mense. En terwyl hy nog besig, hy het geen verwagting eers, dat nie ons tot bekering sal kom nie. Never mind nog om 'n Heilige Gees te ontvang. So die Heilige Gees het oor hulle gekom en op hulle geval, en dit is skielik en onverwags gewees. Handelinge 2 vers 2 sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. So die term geval en dui van 'n aksie van bo en van buitekant af, dit kom van Christus af. Ons het ons nou laasweek gepraat oor die koms van die Heilige Gees en ek wil amper sê die roete van die koms van die Heilige Gees verduidelik. Dus hy is oor ons uitgegiet, hy het oor ons vaardig geword. Jesus giet Heilige Gees oor ons uit. Heilige Gees val op ons. Ons word gevul met die Heilige Gees. Almal terme van presies dieselfde ding. Handelinge 8 vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Toe hulle Filippus geglo het. So ons sien dat ietsie moes gebeur in hierdie mense se harte, voordat hulle gevul is met die Heilige Gees. Hulle moes eers by geloof uitkom. Handelinge 8 vers 16 tot 17. Hy sê, want die Heilige Gees het nog op niemand van hulle geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. En hulle het toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. So die Heilige Gees het op niemand geval nie. Het nog op niemand neergekom nie. Uitgestort op niemand nie. Weer die term geval. Dan die volgende term is die term van Heilige Gees kom op hulle. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, en dis Jesus wat hier praat, dit sê as die Heilige Gees oor julle kom. So ons sien hier is hierdie mense en die Heilige Gees kom oor hulle. Word oor hulle vaardig. Dis nie net hier binne waar Heilige Gees is, nadat ek tot wedergeboorte gekom het nie. Maar dis Heilige Gees wat oor my uitgegiet word, wat oor my kom, ten volle oor my kom. Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. So as 'n mens nou na hierdie goed kyk, en dan vra jy vir jouself, wat is die verskil dan tussen Heilige Gees is altyd hier, en Heilige Gees het ook gewerk met mense in die Ou Testament,
Maar wat is die verskil tussen die Ou Testament se Heilige Gees teenwoordigheid en dit wat na Pinksterdag gebeur? Die verskil tussen die tyd voor die koms van die Heilige Gees en daarna is dat die Heilige Gees gekom het en gebly het. Daar's net twee persone wat ons oorlees in die woord. As 'n mens nou voor Pinkstertyd, waar ons sien dat Heilige Gees het gekom en gebly. So die profete byvoorbeeld. As hulle moes profeteer, het Heilige Gees oor hulle gekom en hulle het geprofeteer. Samson, wanneer hy in die moeilikheid was, het Heilige Gees oor hom gekom en dan het hy gedoen wat hy gedoen het. Esel se kakebeen gevat en 'n paar duisend manne doodgeslaan. Hy kon sekere goeders doen omdat die Gees van die Here op hom vaardig geword het. Maar Heilige Gees het nie daar gebly nie, het net oor hom gekom en het weer weggegaan van hom af. So dis nie 'n konstante bly by my, bly in my nie. So Heilige Gees in die Nuwe Testament het gekom en gebly. Net twee mense lees ons van wat Heilige Gees gekom en gebly het. Die eerste een in 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers. Dis nou vir Dawid wat hy praat. En die Gees van die Here het van die dag af verder oor Dawid vaardig geword. So die Gees van die Here het oor Dawid gekom en gebly. En ons lees dit ook van Jesus in Johannes 1 vers 32. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en het op hom gebly. So die verskil tussen die twee is die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag en al die gevalle daarna was 'n kom op en bly aan hulle. So dis iets wat van buitekant af gebeur. Heilige Gees kom op my, maar hy bly in my. En hy gaan nie weer weg van my af nie. Hy bly deel van my lewe. Ons liggaam, die woord sê, is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis waar die Heilige Gees woon, is hier binne in my. So wanneer ek gevul word met Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees oor my kom, wanneer die Heilige Gees vaardig word oor my, nie die gebeurtenis by wedergeboorte, waar Heilige Gees inkom en my gees wederbaar en ek 'n splinter nuwe gees kry, my gees lewendig maak nie. Nie net daai deel nie, maar die deel van die koms van Heilige Gees, wanneer hy oor my vaardig word, hy kom en hy bly in my, met sy krag, met sy volle heerlikheid en sy volle majesteit. Lukas 24 vers 49 sê, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So Heilige Gees kom op ons met 'n spesifieke doel. So hierdie woorde van uitstorting, val op hulle, kom op hulle, dui op 'n spesifieke aksie van buitekant af. Dis nie 'n deelname aan hierdie mystieke alomteenwoordigheid van God nie. God is in alles, deur alles, en ons probeer met menswoorde alomteenwoordigheid beskryf, maar dis nie net dit nie, die koms van Heilige Gees is 'n definitiewe en 'n kragtige kom van God na die mens toe, om in die mens en deel van die mens te wees. Ons praat ook van die dooping met die Heilige Gees, dis die volgende term wat gebruik word. Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dae nie. Hierdie woordjie doop is die woordjie wat vir ons sê jy word onderdompel in Heilige Gees. So alhoewel ons verskillende terme gebruik, word die gebeure van die koms van die Gees deur al hierdie goeders dieselfde. Dis dieselfde gebeurtenis wat beskryf word. So onthou, ons word nie deur Heilige Gees gedoop nie, maar ons word met Heilige Gees gedoop. En Jesus is die doper. So as ons praat van doop, beteken dit om geheel en al in die Heilige Gees in toegemaak te word, soos onderdompel te word in die Heilige Gees. So die term om gedoop te word beteken onderdompel. Om onderdompel te word in die Gees, om totaal en geheel al ingesluit, oordek te wees met die Gees. So met die doping met die Heilige Gees word die mens geheel en al, liggaam, siel en gees deurdrink
en deurtrek, omvou met die Heilige Gees, met die realiteit van die lewende God. Dis 'n ontmoeting met God, waar ons in sy heerlikheid toegevou word, omring word, maar ook gelyketyd gevul word met sy teenwoordigheid. So die volgende term is reeds die term, vervulling met die Heilige Gees. Handelinge 2, vers 4 lees ons, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het. So, ons sien ons is gedoop met die Heilige Gees, so ons is gedoop in Heilige Gees, geonderdompel in Heilige Gees, so ek is in Heilige Gees, maar ek word ook vervul met Heilige Gees, sodat reg rondom my Heilige Gees is en binne in my Heilige Gees in sy volheid is. Ek dink gou vir 'n oomblik. Dis hoe Heilige Gees na jou toe kom. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy kan nie weer dieselfde wees na die vervulling met Heilige Gees nie. Na die doop met Heilige Gees nie. Nadat Heilige Gees oor jou gekom het. Nadat Heilige Gees op jou geval het. Nadat Heilige Gees oor jou uitgestort is. Jy kan nie dieselfde wees nie. Jy kan nie dieselfde wees as God op so 'n manier in jou lewe opdaag. Handelinge 2 vers 2 sê, en daar was 'n geweld, skielik kom uit die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle was. Ek kan jy met ietsie verstaan van hierdie vervulling met Heilige Gees en die plek waar ons onsself bevind. Die plek is gevul met Heilige Gees. Dis meer as die alomteenwoordigheid van God wat oralste is. Hierdie is 'n spesifieke opdaag van Jesus Christus in jou lewe. Die doper met die Heilige Gees daag op. Heilige Gees daag op. En hy is hier in sy volle heerlikheid. En dis 'n geheel en al belewenis van God op 'n manier wat heeltemal anderster is as wedergeboorte, waar die Gees van die Here binne in my kom woon en my kom nuut maak en heel maak, en ek kan nie gevul word met Heilige Gees, my lewe gedoop word met Heilige Gees, gevul word met Heilige Gees, Heilige Gees kom oor my, Heilige Gees val op my, Heilige Gees vul my, Heilige Gees word uitgestort op my, ek kan nie dit beleef, en dan sê, was eintlik nou maar niks nie. Die Here dag op so magtige wyse, dat dit jou hele wese vul. So, weer eens, die gebeurtenis van 'n gebeure van buite, en nie net 'n intense opwelling van iets van buite, binne nie. Dit is so. Ek en jy reageer. Jy kan nie in jou hart nie reageer nie. Heilige Gees woon in jou, en is deel van jou lewe. So, wanneer ek gevul word met Heilige Gees, dis 'n goddelike, bonatuurlike besoeking in die volheid van Heilige Gees. As jy 'n spesiale vriend het, vir wie jy verskriklik baie lief is, so jy het hierdie liefde hier binne in jou, en wanneer jy aan die persoon dink, dan dink jy, wow, dis 'n spesiale mens. Maar wanneer hierdie mens by jou opdaag, wat gebeur hier binnekant? Is iets beweeg, en dis dieselfde wanneer Heilige Gees wat in my woon, ek is 'n wedergebore kind van God, Heilige Gees woon in my, en Jesus daag op in my lewe, en om my te vul met Heilige Gees. Heilige Gees staan op in die binnekant. En ek beleef hom. My gees kan nie anderster as om in opgewondenheid saam op te spring en hierdie heerlikheid van Jesus te beleef en te jubel en te juig daaroor. Handelinge 13:52 sê, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Dit is 'n opwelling in jou binneste. Dit is 'n spesiale iets wat aan die binnekant gebeur. Maar is nie net iets wat aan die binnekant gebeur nie, dis iets wat ook van buitekant af kom. Jesus doop jou met Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Word met die Gees vervul.
En hoekom sê hy dit? Julle sal onthou met die uitstorting van Heilige Gees, die Heilige Gees was so teenwoordig, dat die mense wat in die omgewing was, gestop en gesê het, hierdie mense is vol wyn, hulle het al vroeg begin drink, en dis net as gevolg van die reaksie, wat iemand anders nie kan verstaan nie, want God daag op in sy heerlikheid, en hy kom vul jou. So die hart van die koms van die Gees lê in 'n gebeurtenis, in 'n belewenis van die dinamiese teenwoordigheid van God in die Heilige Gees. Dis iets groots. So dit moet gesien word as 'n aktiewe, dinamiese teenwoordigheid. Dis nie 'n passiewe ding nie. Dis nie iets wat net stilletjies deel word van jou nie. Soos by wedergeboorte. Dis nie dit nie. Dis groot, dis meer, dis dinamies en aktief. En dit verskil van God se alomteenwoordigheid. So omdat dit God self is wat na ons toe kom, in die vorm van Heilige Gees, is dit 'n manifestasie van sy heerlikheid, sy absolute magnifieke heerlikheid, wat my heeltemal net toevou, en omring, en vul, en volmaak, doop in, val op my, al die goeders gebeur met my, en dis alles gesentreer rondom Jesus Christus. Alles gaan oor hom, en wat hy doen, en wat hy is die doper met die Heilige Gees. Johannes 16 vers 14 sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dus Heilige Gees onmiddellik, wanneer in ons kom, verheerlik hy Jesus. En so wanneer Jesus opdaag om my te vul met die Heilige Gees, staan Heilige Gees hier in my binneste op, en hy begin om deur my Jesus te verheerlik. En ek kan nie anders doen nie. En in hierdie magtige belewenis van Jesus en die volheid en die heerlikheid van Jesus, wanneer ek probeer om uitdrukking te gee aan dit wat ek in die binnekant beleef, dan kom uit my mond uit die taal waarmee hy my vul, wat hy my gee wanneer hy my vul met die Heilige Gees, en dit maak God groot, want Heilige Gees in my reageer op die teenwoordigheid van Jesus, en begin om hom te verheerlik, en begin om hom te eer. Julle sal onthou by die uitstorting van die Heilige Gees, staan hy klomp manne en spreek in tale, en terwyl hulle besig is om in tale te spreek, terwyl hulle besig is om te praat, en in tale te praat, kom hierdie mense, hulle staan om hulle en sê, ons hoor hoe hulle God se naam groot maak. En dis die reaksie van Heilige Gees op die teenwoordigheid van Jesus Christus in ons lewens. Charles Finney het die volgende gesê, hy sê, I received a mighty baptism of the Holy Ghost, without any recollection that I have ever heard the thing mentioned by any person in the world. The Holy Spirit descended upon me in a manner that seems to go through me, body and soul. Indeed, it seemed to come in waves and waves of liquid love. It seemed like the very breath of God. It seemed to fan me like immense wings. I wept aloud with joy and love. And I do not know what, but I should say I literally bellowed out the unutterable gushings of my heart. These waves came over me and over me, one after the other, until I recollect, I cried out, I shall die if these waves continue to pass over me. Yet I had no fear of death. 'n magnifieke beskrywing van die vervulling, die doping, Heilige Gees wat oor jou kom, Heilige Gees wat oor jou uitgestort word, Heilige Gees wat oor jou, op jou val. Dis die beskrywing daarvan. So, daar's 'n reaksie by ons. Jy kan nie apaties staan teenoor dit nie. Jy kan nie. En Jesus wil hê ek en jy moet dit beleef. Terwyl ek nou hierdie stukkie lees op hierdie vorige slide, wat Charles Finney daar geskryf het, nou sit en dink ek, terwyl ek dit lees, kom die gedagte net by op. Dis hoe die hemel gaan wees. Ons gaan
Vader, Seun en Heilige Gees in sy volle heerlikheid beleef. Konstant. Ek kan nie sê 24 ure 'n dag nie, want daar's nie 'n dag nie, dis net lewe konstant. Kan jy dink dat jy die volheid en die volle heerlikheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees elke sekonde, elke stukkie van jou lewe sonder ophou beleef? Wow! En die vervulling met die Heilige Gees, die doop met die Heilige Gees, die kom van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, die kom op van die Heilige Gees, die uitgieting van die Heilige Gees, is alles 'n voorsmaak van dit wat ek en jy vir ewig gaan beleef. So moenie uitmis hier op die aarde nie. Vra hom, Here, vul my met u Heilige Gees. Jy moet hierdie begeerte in jou hart hê om gevul te word. Vader, dankie dat u Heilige Gees vir ons gestuur het. Jesus, dankie dat u die doper is met die Heilige Gees en die Heilige Gees oor ons uitgiet en ons vul met Heilige Gees. Heilige Gees op ons laat kom, op ons laat val, dat u ons vul, dat u ons doop met Heilige Gees. Dankie. Ons begeerte is na u en ons begeerte is om u so te beleef, Here, dat ons lewens nooit weer dieselfde sal wees. Dankie dat u dit vir ons bedoel en dat u heerlikheid met ons deel ook op hierdie manier. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. In die volgende sessie gaan ons gesels oor die ontvangs van die Heilige Gees. So hoe ontvang ek Heilige Gees in my lewe?